in die eerste streek is. Vandag se streek is daar waar die son opkom en waar die dag breek, Mpumalanga. Leidraad vir die dorp nommer 1 is, hierdie dorp se naam is na aanleiding van sy posisie tussen die hoofstad Pretoria en die goudmyndorp Lydenburg. Dorp 2 is vernoem na 'n boeregeneraal wat deur die Zulu koning Dingaan in onderhandelinge by sy kraal Umgungundlovu vermoor is. En die derde finalis se naam is afkomstig van die Swazi woord Imanzimhlophe. Plak gerus jou antwoorde op ons Facebook. Ons gee net vir jou ons antwoorde, maar eers oor na Harold, waar hy gesels oor Jan Tax. As jy dink Jan Tax eis tans sy tol, is daar slegte nuus. Nuwe regulasies wat pas in die Staatskoerant gepubliseer is, gee die Suid-Afrikaanse Inkomstediens nou meer regte met betrekking tot die inwin van oor elke belastingbetaler. Dit volg weens 'n begrotingstekort nadat belastinginkomste bykans 12 miljard rand te min was. Vanoggend gesels Etienne Retief, voorsitter van die Nasionale Belastingskomitee by die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters met ons spesifiek oor die impak van die nuwe regte oor die verkryging van inligting van belastingbetalers. Môre Etienne. Môre. Nou ons hoor daar is 'n tekort van 12 miljard rand gewees. Is dit weens belastingontduiking? Ek sê dis meer die ekonomiese impak van nie vinnig genoeg regstelling in die ekonomie van Suid-Afrika nie. Daar is sekere sektors soos in konstruksie en so wat nie fantastiese resultate gehad het nie, en dit het natuurlik 'n groot impak gehad op baie belastingregstelling en die belastingkolleksies. Dit voel vir my asof hulle dan nou die Suid-Afrikaanse Inkomstediens by ons wat reeds belasting betaal, nou daai geld wil inwin, maak vir dit. Hierdie regulasies, hoe impak dit op my? Die realiteit is dat elke land sit met hierdie probleem op die oomblik van hoe maak ons seker dat die maksimum belasting gekollekteer word van die basis wat ons het. Nou in Suid-Afrika sit ons ook met 'n verdere probleem, is dat ons het nodig om my basis te groei en nie dat ons afhanklik is van dieselfde belastingbetaler vir alles nie. Nou hierdie nuwe regulasies is as gevolg van die nood vir SARS vir beter auditmeganisme en natuurlik 'n verbetering van hulle belastingsisteem. En intendeel baie van die informasie wat hulle al klaar nou die regulasie intrek, het hulle al klaar in 'n sekere formaat tevore geontvang. Dis nou net voorgeskryf in wet wat of hoe daai informasie gekollekteer word. Hoekom is dit nodig vir hulle om beter toegang of 'n nog diepere toegang tot my persoonlike inligting te hê? Die probleem is dat ek sal 'n belastingopgave, maar hoe weet ek dat daai belastingopgave 100% akkuraat is? So SARS gebruik derde-party informasie om dit te verifiseer. Ja. En dit is 'n baie meer effektiewe meganisme van audit as wat ek persoonlik 'n belastingbetaler gaan audit op 'n een-by-een tipe van basis. So die derde-party informasie help nou die verbetering van die regulasie wat hulle nou het, is na gevolge van die belastingveranderinge wat ons gehad het, die wetgewing. Dit was laas jaar van Oktober af in werking getree, en dit gee vir SARS baie meer regte in terme van 'n baie breër mag van informasie wat hulle kan aanvra. So hierdie regulasies is nou ingestel, en die SARS se bedoeling is nie om informasie te gebruik vir enige ander rede andersins as om 'n beter en meer effektiewe belastingsisteem te hê. Ek hoor jou, dit is hulle bedoeling. Twee vrae wat nou ek wil vra gesê het, is dit laat my, jy praat van derde partye, dit laat my voel, jy weet, so 'n bietjie van die stasie in ou Oos-Duitsland, jy weet, waar enige iemand kan sê, jy weet, daar iets is nie lekker nie, check hom uit. Jy weet, wie is hierdie derde partye? Die derde partye hoofsaaklik sal wees soos jou banke, jou mediese fondsverskaffers, jou assuransiemaatskappye, jy sal kyk na maatskappye wat gelys is op die JSE, dit is en natuurlik as jy kyk na SARS, hulle het al klaar inligting, alles van wanneer jy 'n nuwe motorkar koop, wanneer jy 'n huis verkoop en koop, hulle het al baie van daai informasie wat hulle al klaar toegang tot het. Hierdie is nou net 'n bietjie van 'n verbetering van daai informasie, en onthou dit is ook meer
informasie in terme van renteverdienings en dividendeverdienings en verdiening wat jy het in terme van die koop en verkoop van aandele. So dit is alles te doen met die belasbare inkomste wat jy verklaar, en dit gee natuurlik vir SARS die automatiese meganisme om dit te kan vergelyk en daarmee te kan audit. En is nie bedoel om basies jou private informasie net of waar jy reg vir private informasie net weg te neem. Ja. Nou hierdie derde partye, het hulle enige gesê daarin? Is dit willens of onwillens wat hulle dit moet hulle net eenvoudig daai informasie weggee? Wel, tevore was dit 'n bietjie gelimiteer in terme van hoe SARS daai informasie kan aanvra, en ons het tevore gevind dat die banke en so aan die vereiste gehad het om jaarliks sertifikaat uit te reik vir jou renteverdiening. Ja. Nou, wat hierdie regulasie nou doen is, dit gebruik die wye regte wat SARS het om informasie aan te vra, om meer derde partye in te trek op dit, en die formaat van informasie. Maar die grootste posisie van hierdie regulasie is dat dit nou voorgeskryf is presies wat se formaat en natuurlik is nou elke 6 maande wat daai informasie verskaf word en nie jaarliks nie. Ja. Hulle bedoeling is om hulle belastinginfrastruktuur te verbeter, maar in hierdie tye van korrupsie en hierdie mense wat e-mails kry en gee ons jou bankdetails en gee ons jou dit en gee ons jou dat, dit klink vir my asof hier 'n groot gap is vir korrupsie. Hierdie ouens kan nou in jou bankrekening ingaan en doen net wat hulle wil. Tot 'n groot of tot 'n meerderheid het SARS basies dieselfde regte gehad tevore. Hulle het tevore die reg gehad om jou bank aan te stel as 'n agent en die geld van jou rekening te vat as jy nie betaal nie. Daar selfe regte bestaan vandag nog steeds. Dis nie 'n verandering nie. En natuurlik is nie SARS se bedoeling om net in jou bankrekening te gaan en geld te vat nie. Dit is jy betaal nie jou rekening nie, en dis net 'n meganisme van kolleksie wat hulle dan volg. Die informasie wat hulle gaan aanvra, dit is baie wyer, maar dit is gedeelte of dis basies 'n audit funksie. En ek sê op die einde van die dag wat ons moet liewers na kyk is as SARS beter is op die kolleksie van belasting en meer kan vind die mense wat belasting ontduik, is dit minder druk op die gewone belastingbetaler wat die regte ding doen, want op die oomblik die persoon wat die regte ding doen, betaal die meerderheid van haar belasting. Kyk, ons moet eerlik wees, in die huidige klimaat voel mense, jy weet, hulle vertrou nie die regering in elk geval nie. Hulle kry nie dienslewering vir hulle belastinggeld nie. Hulle moet hulle eie sekuriteit betaal, hulle moet hulle eie medies betaal, hulle moet hulle eie skoolfondse betaal en al daai goeders. Jy weet, ek dink mense voel dalk 'n bietjie ingedoen. En dan by dit gesê, waar is my reg tot privaatheid? Wel, daar is 'n konstitusionele reg wat jy het, en as jy kyk na die belastingprovisies, daar is 'n baie duidelike provisie met in die wet wat verlang dat SARS moet jou informasie konfidensieel hou. Hulle kan nie daai informasie gebruik buite hulle bedoeling van die aanslag en identifisering van risiko met 'n belasting nie. En ek het nog nie 'n geval gesien tot vandag toe van SARS daai informasie wat hulle tevore in hande gehad het, misbruik het of uitgegee het andersins nie. Baie dankie, Etienne. dit is 'n netelige saak hier vir baie mense, ek is seker daarvan. Na aanleiding van 'n artikel die Beeld hierdie week, steek die gemiddelde persoon reeds minder as 70% van hulle inkomste in hulle sak, en sal moet sien hoe die elkeen van ons spesifiek beïnvloed, aangesien ons reeds aan hierdie nuwe wetgewing uitgelewer is, nie? Kyk, dinge is aan vroegoggend lekker aan die gang, né? Dis interessant dat die op Dagbreek, ons hoop julle vind net soveel uit soos wat ons uitvind. Maar ons is nou eers halfpad deur die oggend. Ja, hier's wat julle nog kan verwag. Pieter de Tooy van Beeld vertel net na die breek wat aangaan op vanoggend se voorblaaie. Daarna verduidelik Theo Foster wat die finansiële ouens uitmaak oor die markte en die sake sover hierdie week. Ek gesels met Antoni van Nieuwkerk